Hemelvaart, maak dit saak. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Die hemelvaart was vanjaar op 14 Mei, laas donderdag. Dit is 'n groot Christelike vakansiedag wat plaasvind 40 dae na Paasondag, om die hemelvaart van Jesus te herdenk. Dit is 'n publieke vakansiedag in talle lande, soos Nederland, Duitsland en die Vatikaanstad. 10 dae later sou Pinkster kom, waar gelowiges die koms van die Heilige Gees herdenk. In die kerkkalender word dit elke jaar herdenk. Vir baie van ons is dit egter 'n gewone werksdag en verdwyn die wonder van wat plaasgevind het. Baie van ons was nie eers bewus laas donderdag dat dit hemelvaart was nie. Dit is maklik om daardie herinnering te ignoreer of af te maak as minder belangrik. In ons eeu het ons gewoond geraak aan vuurpyle wat gelanseer word na die ruimte. Ons is bekend met SpaceX en ander groepe en weet dat dit 'n enorme klomp energie kos om los te breek van swaartekrag. Skeptiese mense skud maar net hulle koppe in ongelowigheid as hulle lees van Jesus se hemelvaart. Want dit lyk na pure wensdenkery, iets wat nie sommer gebeur nie. Dit klink na 'n feeverhaal, iets wat net nie moontlik is nie. Kom ons kyk wat die skrif sê, die woord van God. Handelinge 1 vers 9. Na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer. Hierdie is waarskynlik een van die meer besonderse tekste in die Bybel. Ons noem dit Jesus se hemelvaart. Al die groot geloofsbelydenisse noem dit en elke Christengroep glo dit. En daar is nie baie dinge waaroor Christene nie saamstem nie, maar hierdie is een van hulle. Christene glo dat Jesus aan die einde van sy aardse lewe letterlik met sy liggaam opgevaar het na die hemel. Ons kan so ver gaan as om te sê dat hierdie een van die doktrines of leerstellings is wat die Christene skei van die nie-Christene. As jy nie glo in die hemelvaart van Jesus nie, is jy nie 'n regte Christen nie. Dit mag dalk vreemd klink vir ons, waarskynlik omdat ons nie baie praat oor Jesus se hemelvaart nie. Dit sou dalk nie so vreemd wees as jy 'n Rooms-Katoliek of 'n lid van die ortodokse kerk was nie. Maar dit is baie waar vir baie van ons evangeliese Christene. Ons glo dit, maar ons dink nie juis baie daaroor na nie. Dus lyk dit nie vir ons so belangrik nie. Of miskien lyk dit nie vir ons so belangrik as die kruisiging of die opstanding van Jesus uit die dood nie. Ons weet dat Jesus vir ons sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood, en ons weet dat ons nie gered kan word sonder Goeie Vrydag of Paasondag nie. Maar waar pas die hemelvaart in? Vir baie mense is dit omtrent soos 'n naskrif aan die einde van die hoofboodskap van die evangelies. Maak dit regtig saak vandag? Is dit enigstens nodig vir ons Christelike geloof? Kom ons begin by wat die disippels gesien het toe Jesus skielik van die aarde af verdwyn het. Van die evangelieskrywers is dit net Lukas wat vir ons enige details gee omtrent die hemelvaart van Jesus. Matteus en Johannes noem dit nie eers nie, terwyl Markus kortliks daarna verwys. En daarna is die Here Jesus terug hemel toe om by God self op 'n ereplek te sit. Lukas gee vir ons die volgende inligting. 'n Rukkie later het Jesus sy apostels na Betanië toegevat. Daar het hy sy hande oor hulle uitgestrek en God se seën oor hulle afgebid. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, het hy na die hemel toe vertrek. Die apostels het op hulle knieë neergeval en Jesus aanbid, terwyl hy van hulle af weggegaan het. En daarna het hulle na Jerusalem toe teruggestap. As ons hierdie verse sou byvoeg by die verse van Handelinge 1, lyk die gebeure soos volg. Jesus en sy disippels was in die omgewing van Betanië gewees. Hy het hulle gestuur om getuies te wees tot aan die einde van die aarde. Hy lig dan sy hande op en seën hulle, en terwyl hy hulle seën, begin hy op te styg vanaf die aarde. Die disippels hou hom dop, terwyl hy hulle verlaat. 'n wolk bedek hom en neem hom dan van die aarde na die hemel. Die disippels staar op in die lug, 2 engele verskyn aan hulle. Die gevolg is dat die disippels opgewonde die Here aanbid. Hulle keer dan terug na Jerusalem waar hulle aansluit by die ander volgelinge van Jesus in die bokamer. En Lukas het baie gemaak van die hemelvaart van Jesus en het gesien as 'n belangrike oomblik.
Hy vertel ons genoeg sodat ons nie hoef te twyfel aan die realiteit van wat op daardie dag gebeur het nie. Sover het Lukas betref, is die hemelvaart net so relevant en regtig soos die opstanding van Jesus uit die dood. Die disippels was by gewees toe Jesus met hulle gepraat het. Hy het hulle geseën en voor hulle oë is hy toe in die hemel opgeneem. Hulle was daar, hulle het gesien, dit het regtig gebeur. Dit was nie maar net hulle verbeelding of 'n droom of 'n visioen nie. Anders as die opstanding waar niemand gesien het hoe dit gebeur het nie, was die disippels van Jesus hierdie keer by. Hulle het letterlik gesien hoe Jesus opvaar na die hemel. In liberale teologie het die hemelvaart van Jesus afgeskiet as iets wat wetenskaplik onmoontlik was. Mense dryf nie net van die aarde af en verdwyn in die dun lug nie. Mense verloor nie swaartekrag en ontsnap van die aarde se gravitasiekrag nie. Lukas se storie klink vir hulle baie soos die TV-reeks van Star Trek, Beam Me Up Scotty. Dit was iets van wat die natuurwette van die wêreld soos ons het ken oortree het of geïgnoreer het. Die kritici het gesuggereer dat Lukas 24 en Handelinge 1 'n onwetenskaplike siening van die wêreld bevat, wat niemand vandag ernstig sal opneem nie. Vir hulle was die hemelvaart van Jesus nie 'n letterlike gebeurtenis nie, maar eerder 'n gelykenis wat vir ons vertel dat Christus nou in die hemel is. Die hemelvaart is egter niks moeiliker om te glo as die opstanding van Jesus nie. Maar daar dieselfde liberale deskundiges glo ook nie dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. En wanneer jy wetenskap jou God maak, verdwyn die wonderwerke van die Bybel. In plaas daarvan om die Bybel te glo, veroordeel jy dit eerder as iets wat nie jou wêreldbeeld pas nie. As God sy seun uit die dood kan opwek, kan hy hom sekerlik ook laat opvaar terug hemel toe. Het kom neer op die eenvoudige vraag: is ek gewillig om te glo dat God kan doen wat hy gesê het hy gaan doen? Die hemelvaart behoort geen probleem te wees vir mense wat glo in die God van die Bybel nie. Vir Jesus het die hemelvaart die einde van sy aardse swaar kry en lyding beteken. Ons almal voel dit was onregverdig dat die mense vir wie Jesus gekom red het, hom as die koning van alle konings so sleg behandel het. Filippense sê so: Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het eenkant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering. God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam en tyd geloop. Ons onthou hoe Jesus aan die kruis gehang het, hoe hy gespot is en uitgelag is terwyl sy bloed vir die mense rondom hom gevloei het. Hulle het veere gevoel vir sy pyn en lyding. Markus sê, die mense wat daar verbygestap het hulle kop geskit. Hulle het allerlei lelike dinge vir hom geskree en hom gespot. Kom aan, jy het so gespog dat jy die tempel sal afbreek en weer in 3 dae sal opbou. Toe, bewys nou wat in jou steek. Klim van die kruis af, red jou eie lewe. Die hemelvaart het beteken dat Jesus se taak voltooi is. Hy het alles gedoen wat hy kom doen het en sy dae van vernedering en bespotting was nou vir altyd verby. Die hemelvaart bevestig ook dat Christus die werk klaar gemaak het. Terwyl hy op aarde was, het hy dikwels gepraat van wat hy kom doen het. In Johannes staan daar, Jesus help hulle toe reg. Weet julle wat is vir my soos kos? Dit, om presies te doen wat God, wat my gestuur het, wil hy ek moet doen. Alles wat hy wil hê ek moet doen, wil ek klaar maak. Wanneer ek dit doen, voel ek versadig, net soos iemand wat lekker geëet het. Mense kan sien hoe groot en belangrik U is, Vader, deur te kyk na wat ek doen. Ek het alles presies gedoen soos U gevra het. Nou is ek klaar daarmee. Jesus se werk het sy klimaks bereik toe hy aan die kruis gehang het om te betaal vir die sondes van die hele wêreld. Die Bybel sê dat toe Jesus gesterf het, het hy sonde vir ons almal geword. Hy het al ons sondes op hom geneem.
2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus het nooit enige sondes gedoen nie, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes daar op Christus afgelaai, sodat ons wat in hom glo, sy verhouding met God nou herstel is. Toe Jesus gesterf het, het God al sy woede oor sonde op Jesus uitgegooi, alhoewel Jesus perfek was, rein was en totaal onskuldig was. Maar hy het die skuldige se plek ingeneem, hy het die straf gedra wat ek moes ontvang het, sodat ek vry kan wees. Net voor Jesus gesterf het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Jesus het sy lippe en mond daarmee nat gemaak, hy sê toe, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen. Sy kop het vooroorgeval en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Letterlik staan daar in Grieks, tetelestai. Die prys is ten volle betaal, die skuld is afgeskryf, die werk is gedoen, die rekening is gesluit. Ek kan nooit weer aangekla word vir die skuld van my sondes nie, want Jesus het dit alles betaal. Sy hemelvaart bevestig dat die Vader die werk van sy Seun aanvaar het. Sy taak op aarde is voltooi. Met die hemelvaart is Christus verheerlik deur God die Vader. Verskeie kere lees ons in die Bybel van Christus, wat nou aan die regterhand van God in die hemele is. In Handelinge 2, en daarna het God die heel belangrikste plek in die hemel aan hom gegee. Kolossense 3, onthou, hy is die een met die mag. Hy sit op die oomblik op die ereplek langs God self in die hemel. Hebreërs 1, en nadat hy gesorg het dat ons skoon gewas is van ons sondes, is hy terug na die magtige en groot God in die hemel toe. Daar sit hy nou op die ereplek langs God. God het hom belangriker as enige ander hemelse wese gemaak. Daar is nie 'n hemelse wese wat in status of posisie naby die Seun kom nie. Hy is eenvoudig baie groter as hulle. In die wêreldbeeld van die Hebreërs het die gedagte om aan die koning se regterhand te sit beteken dat jy in die plek van hoogste autoriteit was. Vir Jesus het dit beteken dat hy nou heers as koning vir alle konings, as heerser bo alle heersers. Een kunstenaar het dit so probeer uitbeeld. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Een van die mans vra toe vir die disippels, hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Ja, dieselfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkom. Uit die engele se woorde word bevestig dat Jesus weer eendag sal terugkeer na die aarde. Daar's verskeie doktrines of leerstellings wat die kern vorm van die Christelike geloof. Dis 'n waarheid wat so belangrik is, dat as jy dit nie glo nie, jy buite die sirkel van ware gelowiges val. As jy hierdie dinge nie glo nie, is jy nie 'n Christen nie. Deur die eeue was daar net 'n paar doktrines wat gesien is as fundamenteel vir jou geloof. Hulle het veral met 3 terreine te doen gehad: die Bybel as die woord van God, Jesus as die Seun van God, en jou redding as 'n present van God. Daar's party ding wat jy eenvoudig moet glo as jy gereken wil word as 'n Christen, versus iemand wat sy eie nommerpas godsdiens volg. Nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Hier in Handelinge 1 kom ons van aangesig tot aangesig met een van daardie fundamentele doktrines van die Christelike geloof, die wederkoms van Jesus. Nadat Jesus opgevaar het hemel toe, het 2 engele verskyn om vir die disippels te vertel dat hulle nie verder moet tyd mors deur in die lig op te kyk nie, want Jesus sal verseker terugkeer na die aarde op dieselfde manier as wat hulle hom sien vertrek het. Die geloof dat Jesus gaan terugkeer is so 'n fundamentele deel van wat alle ware Christene glo. Daardie geloof berus nie op wensdenkery of drome van mense nie, maar is 'n duidelike openbaring in God se woord. Christene verskil wel onder mekaar presies hoe Jesus gaan terugkeer. Hoe gaan Jesus se terugkoms wees? Ja, mense kan seker kyk na die tekens van die tye of probeer om dit te verklaar volgens Bybelse profeseë. Maar ons gaan dit eenvoudig hou. Wat beteken dit as ons sê dat Jesus weer gaan terugkom? In die eerste plek gaan sy koms persoonlik wees. Die engele maak dit duidelik dat Jesus self eendag sal terugkeer na die aarde.
Dit sal dieselfde Jesus wees wat hulle sien opvaar het. 2 keer in een vers gebruik Lukas die woord dieselfde, om ons iets te vertel van sy tweede koms. Dieselfde Jesus wat ons verlaat het, sal eendag terugkeer. En hy sal terugkeer op dieselfde manier as wat hy ons verlaat het. In 'n gewone taal sou mens kon sê, dat Jesus so persoonlik terugkeer, letterlik, sigbaar en in liggaamlike vorm. Ons weet ook dat sy wederkoms skielik en onverwags sal wees. Lukas skryf in sy evangelie dat terwyl Jesus nog besig was om sy disippels te seën, het hy begin opstyg van die aarde af sonder enige waarskuwing. Ons kan aanneem dat sy terugkoms nie minder verstommend en verrassend sal wees nie. Wat 'n wonderlike gedagte. Dieselfde Jesus wat in Bethlehem gebore is, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat in Nasaret groot geword het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat water in wyn verander het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat op die water geloop het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat 'n edelman se seun gesond gemaak het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat Lazarus uit die dood opgewek het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat gehuil het oor Jerusalem, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat geslaan is, bespot is en ter dood veroordeel is, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat op Golgotha gesterf het, kom eendag weer. Dieselfde Jesus wat uit die dood opgestaan het op Paasondag, kom weer. Dieselfde Jesus wat opgevaar het hemel toe, kom eendag weer. Dis wat ons bedoel as ons sê dat Jesus weer kom. Dis die werklike historiese figuur wat meer as 2000 jaar gelede in die Midde-Ooste geleef het, wat weer sal terugkeer na die aarde. Dis eintlik te groot om aan te dink. Is verbuisterend. Natuurlik is daar mense en groepe en kerke wat gereeld aankondig dat hulle die presiese dag en datum weet van Jesus se wederkoms. En natuurlik is hulle almal verkeerd bewys. Jesus sê niemand weet die dag en datum van sy terugkoms nie, behalwe die Vader. In Garland, Texas was daar een so groep wat voorspel het dat Jesus op 31 Maart sou terugkeer, jare gelede. Hulle het aangekondig dat God homself sou bekend maak aan die wêreld reeds op 25 Maart op kanaal 18 TV-stasie. En sy intensies sal dan uitgesaai word oor die hele wêreld. Maar op 25 Maart was die strate vol van nuuswaans met satellietskorrels en verslaggewers om die groot gebeurtenis te boekstaaf en uit te saai. Toe die omstanders gevra word wat hulle verwag, het een nuusdirekteur gesê dat hy het nie verwag dat enigstens iets sou gebeur nie. Maar hy kon dit nie bekostig om nie daar te wees nie, net vir ingeval God wel sou opdaag op kanaal 18. Koerante het later berig dat God gefaal het daarin om op te daag. Die groep wat dit geadverteer het, het spoedig verhuis na New York, waar hulle weer kan probeer om God se arm te draai. Die groep was verkeerd, maar hulle was wel reg omtrent een ding. God sou in die persoon van Jesus Christus terugkeer eendag. Hulle was verkeerd omtrent die tyd en die plek en sommer baie ander dinge, maar op hierdie een sentrale punt was hulle wel reg gewees. Die wêreld soos ons dit ken sal nie vir altyd en altyd aangaan nie. Die geskiedenis sal sy klimaks bereik wanneer Jesus self sal terugkeer na die aarde. Party mense suggereer dat die tweede koms van Jesus verwys na sy geestelike teenwoordigheid by sy mense. Dis 'n geseënde realiteit, dat Christus woon in elke gelowige. Hy het gekom om ons toe te rus vir diens en te help dat ons sal leef op 'n manier wat eer tot God sal bring. Maar alhoewel dit waar is dit nie die letterlike koms van Jesus na die aarde nie. Hy is met ons nou geestelik, maar eendag sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Ander het weer gesuggereer dat die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag die vervulling was van die belofte van Jesus se wederkoms. Die Heilige Gees het met groot krag gekom op Pinkster en baie mense het gelowig geword en aangesluit by die liggaam van Christus. Ons sien dit as die geboortedag van die Christelike kerk. Maar nie lank na Pinkster nie, die skrywers van die Nuwe Testament begin praat oor die letterlike wederkoms van Jesus. Die koms van die Gees was nie die tweede koms van Christus nie. Party suggereer weer dat Jesus geestelik gekom het toe Jerusalem verwoes is in 70 na Christus deur die Romeine.
Sonder twyfel was dit 'n tragiese gebeurtenis wat deur Jesus voorspel is. Maar wanneer ons sy woorde bestudeer, sal ons ontdek dat dit wat aan 70 na Christus gebeur het, maar net 'n gedeeltelike vervulling was van die groot gebeure wat nog voorlê, voordat Jesus sou terugkeer. Nee, Jesus het nie teruggekeer op 70 na Christus nie, maar hy kom nog wel. Die dag wat 'n gelowige sou doodgaan, praat ons daarvan as Jesus het hom kom haal. Dis ook nie die letterlike wederkoms van Jesus na die aarde nie. Ons weet dat Jesus vir ons inwag as ons deur die vallei van doodskade weer loop, maar hy is ook saam met ons die hele pad tot daar. Miljoene mense het al die ewigheid ingegaan met vaste sekerheid dat Jesus hulle verlos het van sonde. Miljoene het agtergebly, met die wete dat God self sy kinders sal inlei na hulle hemelse huis. Maar wonderlik soos dit is dit ook nie die tweede koms van Christus nie. Iewers in die toekoms wag daar 'n gebeurtenis wat so verrassend en ongelooflik sal wees, dat ons totaal onkant betrap sal word. Dit sal meer wonderlik wees as enigiets wat die laaste 2000 jaar gebeur het. Dis die letterlike, sigbare, liggaamlike terugkeer van Christus na die aarde. Geen gebeurtenis lyk meer onmoontlik vir die moderne mens as dit nie. Maar geen gebeurtenis is meer seker as dit nie. Johannes 14 sê, as ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Dit herinner mense aan die woorde van Arnold Schwarzenegger as die Terminator, I'll be back. Daardie woorde sal vervul word, Jesus kom weer, verseker. Tweedens sy koms sal glorieryk wees. Handelinge vertel verder vir ons dat Jesus deur 'n wolk bedek is en dat hy hemel toe geneem is. En die wolk wat hom na die hemel toe geneem het, was waarskynlik nie 'n gewone wolkie nie, maar dalk dieselfde wolk wat Israel deur die wildernis begelei het vir 40 jaar. Dit was 'n wolk wat die glorie en teenwoordigheid van God bekend gemaak het aan die volk. Lukas sê, maar dan skielik sal die seun daar wees. Almal sal hom sien wanneer hy met sy hemelse krag en heerlikheid op die toneel verskyn. Jesus se terugkoms sal wees met krag en glorie en heerlikheid. Miskien is die beste manier om dit te verstaan deur die omstandighede tussen die eerste en tweede koms van Jesus met mekaar te vergelyk. Die eerste keer dat Jesus gekom het, het Jesus incognito opgedaag. Hy is as ware nie raak gesien nie. Met sy tweede koms sal elke oog hom wel sien. Kyk mooi, Jesus sal op die wolke kom. Elke mens op hierdie aarde sal hom sien. Die mense wat hom destyds doodgemaak het, sal hom sien. Ja, daar sal nie 'n mens op aarde wees wat nie dan van spyt en trane sal uitbars, omdat hulle hom nie gedien het toe hulle nog kon nie. Ja nee, so sal dit wees. Met sy eerste koms het Jesus homself verneder, hy is gebore in 'n stal in Bethlehem. Wanneer hy weerkom, sal hy terugkom as die koning van alle konings, die Heer van alle here. Met sy eerste koms het hy die bespotting van mense verduur, wat nie gehou het van sy volmaakte goedheid nie. Alhoewel hy die seun van God was, het hy hulle toegelaat om hom dood te maak, sodat hy daardeur die hele wêreld kan red. Wanneer hy weerkom, sal al die bespotting ophou, want hy sal oor die nasies regeer. Die eerste keer het hy gekom as die lam van God, en die tweede keer kom hy as die leeu uit die stam van Juda. 2000 jaar gelede het die godsdienstige leiers gespot, anders kan hy red, maar homself kan hy nie red nie. Maar die dag sal kom waar die hele wêreld hom sal sien vir wie hy regtig is. Wanneer dit sal gebeur, sal elke knie buig en elke tong bely dat Jesus die Here is tot eer van die Vader. Filippense sê, maar God het hom uit die diepte van vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God iemand kan gee. Nou is niks en niemand belangriker as hy nie, en niks en niemand kan ook belangriker as hy wees nie. God self het so besluit. Net mooi, almal sal voor die groote Christus moet buig. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs die wat lankal al dood is, sal voor Jesus moet buig. Hulle almal sal met oortuiging vir mekaar sê, Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. Met sy eerste koms was nederigheid die kenmerk, met sy tweede koms is glorie of eer
die woord wat die hele wêreld gaan sien. Niks sal meer natuurlik wees as die triomfantelike terugkeer van ons oorwinnende Here nie. Alhoewel hy voorheen verwerp is deur mense, sal hy eendag terugkeer in krag en glorie tesame met duisende engele. Wat sal gebeur as Jesus met eer en glorie terugkeer? Eerstens sal hy diegene laat opstaan wat dood is in Christus vanuit hulle grafte. 1 Tessalonisense 4 sê die volgende: En wanneer God beveel dat die laaste dag aanbreek, sal die heel belangrikste engel in die hemel skielik kliphard uitroep. God se hemelse trompet sal ook begin blaas. Terwyl dit gebeur, sal die Here na die aarde toe kom. Al die Christene wat reeds dood is, sal lewendig word. Die liggame van dooie gelowiges sal dan terugkeer tot die lewe, eensklaps. Hulle sal dan 'n verheerlikte liggaam hê, net soos Jesus gehad het toe hy opgestaan het uit die dood op Paasondag. Hoe kan so 'n groot wonderwerk gebeur? Ek weet nie. Maar as God sy seun uit die dood kan opwek, behoort dit nie vir hom 'n probleem te wees om diegene wat sy seun gevolg het, ook te kan opwek nie. Tweedens sal die gelowiges wat nog lewe, die aarde verlaat en vir ewig verander word. Ons aardse liggame sal vervang word met onverganklike hemelse ewige liggame wat nooit weer sal sterf nie. Dan sal ons wat nog lewe saam met hierdie gelowiges weggeneem word op die wolke. Ons almal sal die Here in die lig ontmoet. Daarna sal ons almal vir altyd by die Here bly. Jesus sal ons liggame verander, sodat ons soos sy verheerlikte liggaam sal wees. Filippense 3 sê hy gaan ons liggaam nuut maak, soos sy liggaam is na sy opstanding, verhewe en heerlik. Hy sal dit doen omdat hy baie sterk is, want sy krag oortref alle ander krag. Wat hy wil, dit kan hy doen. Party mense sê dat daar niks meer seker is vandag as die dood en belastings nie. Maar ek weet een ding is selfs meer seker as dit. Party Christene sal nooit doodgaan nie. Een generasie, die finale een, sal lewendig wees wanneer Christus weerkom, en daardie generasie van Christene sal nooit die dood beleef nie, maar sal vir Jesus in die lig ontmoet. Derdens, Christus sal sy getroue dienaars beloon wanneer hy weerkom. Partykeer as iemand sterwe, sê ons dat hy gegaan het om sy beloning te ontvang. In een opsig is dit waar, maar die eintlike beloning wag ons in, wanneer ons voor Christus sal staan terwyl hy evalueer wat ons op aarde gedoen het. Ons almal moet in elk geval voor Christus se regterstoel gaan staan. Op die laaste dag sal hy sy uitspraak lewer oor alles wat ons tydens hierdie lewe gedoen het. Ons sal dan beloon word, volgens dit wat ons gedoen het, goed of sleg. Vierdens, wanneer Jesus weerkom, sal hy sy koninkryk en heerskappy oor al die nasies van die wêreld kom aankondig. Tans is die duiwel steeds die prins van die magte in die lug, wat voorgee dat hy in beheer is. Johannes skryf dat die hele wêreld tans onder die beheer van die bose is. Ons weet dat ons kinders van God is. Al die ander mense in die wêreld wat nie kinders van God is nie, is verstrik in die mag van die bose. Ons hoef maar net die koerante en internetartikels se hoofopskrifte te lees, deur te sien hoe waar dit is. Hoe anders kan ons dit verklaar, as kinders met wapens op hulle klasmaats losbrand? Hoe kan ons dit anders verstaan as die gierigheid van mense mekaar vernietig? Hoe anders kan ons dit verstaan as ons kyk na die talle gebroke huise, aborsies, homoseksualiteit, egbrekery, diefstal en immoraliteit wat soos 'n besoedelde rivier deur ons lewens vloei? Die Bybel gee vir ons net hierdie verklaring. Die duiwel het die planeet gehijack, gekaap, en sal dit nie wil laat gaan sonder 'n geveg nie. Vir duisende jare reeds is God aan die beweeg om die aarde en sy mense uit die duiwelse greep los te maak. 2000 jaar gelede het Jesus die duiwel verslaan aan die kruis, en toe opgestaan uit die dood en opgevaar om aan die regterhand van God te gaan sit. Maar daardie selfde bose gees veg steeds voort op aarde, selfs al is sy uiteinde verseker. Wanneer Jesus weerkom, word die duiwel finaal verslaan en sal die hele wêreld terugkeer na sy regmatige eienaar. Die wederkoms van Jesus sal 'n totaal nuwe fase vir die wêreld inlei, en beter dae is op pad vir hierdie sondige, deurdrenkte planeet. Almal sal die Here ken, van die kleinste tot die grootste,
van die jongste tot die oudste. Nasies sal nie meer langer teen mekaar veg nie. Dit gaan 'n tyd wees waaroor die digters gedig het, die filosowe oor gedroom het. Dit sal alles waar word wanneer Christus in sy glorie terugkeer. En derdens, sy koms is naby. Die Bybel vertel ook vir ons dat die wederkoms van Jesus net om die draai is. Dit kan enige oomblik gebeur. Die skrywers van die Nuwe Testament en die eerste gelowiges het almal geglo dat Christus kan terugkeer tydens hulle generasie. Dit is die normale verwagting van Christene in elke generasie. Dit behoort ook ons in te wees. Keer op keer moedig die Nuwe Testament ons aan om gereed te wees vir sy koms. In Matteus 24 staan daar: sorg dat jy die een is wat reg is, sodat die Here jou saamneem wanneer hy kom. Party van ons mag dalk voel of sy wederkoms nog duisende jare weg is. Maar ons kan verkeerd wees. In Paulus se tyd het hulle reeds verwag dat Jesus enige oomblik gaan terugkeer. Hy het die gelowiges in Tessaloniki aangemoedig om te leef met 'n verwagting dat Jesus spoedig sal terugkeer. Sedertdien het meer as 2000 jaar al verbygegaan. Ons wonder hoekom Jesus nog nie teruggekom het nie. Party voel dat hy van ons vergeet het, of dat hy ander planne gemaak het. As hy ongeduldig begin voel, weet dat hy maar nog net 2 dae lank weg is vanuit 'n hemelse perspektief. My liewe vriende, moenie dink dat God van ons mensgemaakte kalenders afhanklik is nie. Dit is glad nie so nie. Vir God is 1 dag net so goed soos 1000 jaar. En 1000 jaar net soos 1 dag. Hy het gesê dat hy sal terugkom, en hy sal. Jy kan maar aanhou glo dat hy gaan kom. Hy het nie van jou vergeet nie. Dis met hierdie hoop wat ons geliefdes begrawe wanneer hulle sterf. Dis met hoop wat ons opstaan elke oggend met die woorde op ons lippe, miskien vandag. Alle ware Christene glo dat Jesus weer gaan kom. Hy het gesê hy sal kom, en hy vergeet nooit een van sy beloftes nie. Iemand het eendag by ou Tannie geloseer. Elke dag as hy die huis verlaat het, het hy hierdie trompet gesien boek aan die deur. En eintlik vra hy vir die tannie daaroor: wat beteken dit? Dit herinner my daaraan dat Jesus miskien vandag gaan kom. Elke keer as ek by die deur uitgaan, herinner ek myself aan sy belofte dat hy weer gaan kom. Waarmee sal hy my vandag besig vind? Markus 13 sê, net God weet die presiese datum en tyd wanneer die einde gaan kom. Die engele weet dit nie, en ook nie sy seun nie, net hy, want hy is die een wat sal besluit wanneer dit sal wees. Wees daarom wakker en op julle hoede, sodat julle nie onkant gevang word nie. Julle weet mos nie wanneer die einde gaan kom nie. Markus waarsku ons teen die gevaar om te veel te probeer inlees in die tekens van die tye of om op datums staat te maak. Selfs al glo jy dat ons nou in die eindtye leef met die Iran-oorlog wat dreig, kan ons nie seker wees daarvan nie, want ons kan nie meer sê as wat die Bybel sê nie, net die Vader weet. Alle ware gelowiges is een in hulle geloof dat Jesus self eendag sal terugkeer na die aarde. Die engele se vraag aan die disippels was: hoekom staan julle so staar na die hemele? Dis asof hulle sê: moenie julle tyd mors deur te kyk na die wolke nie, moenie eindeloos droom of verlang na dit wat verby is nie, of verlang na die goeie ou dae nie. Julle het seker ook die sêding gehoor: some people are so heavenly minded, they are of no earthly use. Voordat Jesus sy disippels verlaat het, het hy hulle vertel wat hulle eerder moet doen. Hulle taak is om getuies vir Christus te wees tot aan die eindes van die aarde. Na 2000 jaar is die taak nog steeds nie voltooi nie. Dit beteken daar is nog werk vir ons oor, totdat Jesus weer kom. Dis hoekom ons in hierdie eeu en tyd leef en hoekom God juis vir ons hier geplant het waar ons is. Hy het 'n plan en gedagte vir sy kinders, om getuies te wees elke dag. Elkeen van ons het 'n storie om te vertel van wat Jesus in ons lewens gedoen het. As Jesus vandag sou terugkom, sou jy gereed wees om hom te ontmoet? As jy sou antwoord, ek hoop so, of ek is nie seker nie, dan is jy glad nie gereed nie. Maar jy kan gereed wees deur jou hart oop te maak en vir Jesus as jou redder in te nooi en vir hom as jou Here te vertrou. Laat staan jou vertrou in enigiets anders wat jy al gedoen het, en vertrou in Jesus alleen.
Vertrou met jou hele hart en jy sal gereed wees om die Here te ontmoet wanneer hy kom. Dankie Jesus dat ons verseker kan weet dat hy weer gaan kom. Wanneer hy klaar is om plek vir ons gereed te maak, gaan hy ons kom haal om vir altyd by u te wees. Dankie dat die eindtye nie vrees aanjaend hoef te wees nie, maar 'n tyd om na uit te sien, 'n tyd wat ons met vreugde kan inwag. Help ons om elke dag getuies vir u te wees, totdat u kom. Amen.